geword. Maar hierdie kind het groot geword, rebels geword en in opstand met sy vader gekom. Ek wil net hier vanmôre waarsku. Hierdie kind het alles probeer, hy het alles gehad en het afgedraai en het die wêreldse planne gaan volg om sy pa se koningskap af te vat. Hierdie kind het in opstand gekom, sy pa agtervolg. Groot skandes het hy oor sy pa se huis gebring. En hierdie kind het rebels geword. Hy's beïnvloed van die wêreld rondom hom. Soveel so, dat hy sy lewe gaan verloor het. Soveel so, dat hy daar in 'n terpentynboom moes gaan hang. Die Bybel beskryf hierdie jong man baie pragtig. Die Bybel praat ewen van die harre, waarin die krag gelê het van hierdie man. Ons wil vanmôre ieder en elk sê, waarheen is ek op pad? Op wat ry ek vanmôre? Wat is die rydier wat ek vanmôre op is in hierdie lewe? Op wat vat ek vanmôre die hassepad? En waarheen is ek op pad? Ken ek nog my vader se huis? As ek nie vanmôre hier met my vader in opstand, het ek nie vanmôre hier my vader verlaat nie. Het ek nie vanmôre hierdie geleentheid gekry om sê, Vader, hier is u seun, maar ek is nederig, ek is klein, ek kom weer eens terug, dat u my vanmôre kan aanneem, dat ek die aangesig wat heilig is, vanmôre kan weer eens soek. Ek wil ieder en elk sê vanmôre, daar het uitgekom dat hierdie vader geween het toe hy die nuus kry van sy seun. Hierdie seun moes dood van 'n dwaas gedood het. Hierdie seun het daar in 'n boom gehang en die vyand het gekom en dit spiese deur sy hart gekom druk. Hierdie seun is doodgeslaan en in die kliffe weggegooi. Hy het net 'n ordentlike begrafnis gehad nie, maar dit is 'n koningskind. Hy kom met 'n koningshuis uit. Waar staan ons vanmôre? Wat betaal die wêreld vanmôre vir ons? Hoe wil ons eendag begrawe wees? Hoe wil ons eendag onthou word? Ons het 'n besluit om te verander. Ons staan vanmôre hier en sê, Vader, ek is dalk Absalom. Ek het U dalk verlaat. Ek het my rug gedraai op die heiligdom. Wil U nie vanmôre weer eens in my midde kom en my aanneem in die roete na die huis terugwys nie? Ons staan vanmôre hier met 'n afspraak wat ons vir U het. Kom en kom bely voor die Vader. Kom en kom stel die saak reg met die Vader. Dalk het ek net nog vandag, dalk het ek net tot vanaand 12 uur, dalk het ek nog net môreoggend. Ons ken nie die tyd nie. Ons is reeds hier vanmôre om die koninkryk te verkondig dat dit naby gekom het. En ons dink elke dag die son kom op en die gaan onder, so die koninkryk kom nie, maar wat van ek in U lewe? Wanneer sal dit tot stilstand kom? Dalk vanaand, dalk by die ongevalle, dalk voor Royal, dalk by enige Sabine wat hier rond is, waar ons stry en beklei. Die tyd het gekom. Erken, waar is die Absalom? Erken, jong dogter, jong seun, dit kan dalk ek en U is, wat vanmôre nodig het om uit te kom en besef, ons het die Vader verlaat. Ons het die royal familie verlaat. Ons is nie meer deel aan hierdie heiligdom nie. Ons is nie meer deel aan die seën, die guns, die gawes van die Here nie. Ons het vanmôre nodig om uit te strek, nader te kom en sê, Here, lei my na lewe. Amen. Hey. Halleluja. Kom ons gee die Here 'n prys. Halleluja. Amen. Ja, Amen. Ek groet volstrydsvlak in die naam van die Here. Is vanmôre 'n besonderse voorreg om hier te kan staan. Amen. 'n welverdiende sonder maar gered uit genade. Eens op 'n tyd was ek ook daar gewees. Gevoel soos Job op 'n ashoop. Alles van my was gestroop. Maar nou sê die woord van die Here, die mensdom sal val en dit deur homself. Amen, geliefdes. So jy as mens is jou wapen, jy is as mens kan veroorsaak dat jy val. Hoekom? Want jy as mens maak die besluite in jou lewe. Jy as mens maak keuses daagliks in jou lewe. Baie van die keuses wat ons maak is regte keuses, dat ons kan terugstaan en sê, maar ek het nie geweet hoe hierdie keuses sal uitdraai nie. Maar baie van ons maak keuses en dan sit ons agterna in berou en dan wonder ons, maar Here, hoekom dan? Hoekom het U my dan nie gewaarsku in hierdie keuse nie? En dan sit ons daar. Maar nou kom die Here en hy sê, ek het jou geken toe jy in jou moeder skoot was. Ek het jou gevorm, elke haar op jou kop ken ek. Ek wil nie vanmôre hoop gee. Ek het dwelms het ek geroek. Halleluja, ek het gedrink. Halleluja, ek het 'n woeste lewe gehad. Ek het verwerp gevoel in die huis.
My ouers was later teen my gewees. Familie was teen my gewees. Hoekom? Oor keuses wat ek self aan my gedoen het. Die Here het ons 'n verstand gegee om daagliks regte keuses te maak in die lewe. Maar die Here het jou gevorm. Die Here is daar om jou hoop te gee. Ek het 'n tyd in my lewe het ek so baie hofsaake gehad. Halleluja. Die dwelms het my binne, my internal organs, het gevoel hulle wil tot instorting kom. Want die longe kan nie meer die dwelms gehanteer het nie. Die lewer kan die drank nie meer gehanteer het nie. Ek het op 'n tyd gevoel, Here, vat my maar net, want ek kan nie meer nie. Want die ding is, ek bly en stel mense te leer. Elke dag, mense wat 'n hoë denke gehad het van jou, kyk nou neer op jou. Minag jou nou. Worry nie meer met jou nie. Hoekom? Want die woord sê die mens sal val, en dit deur homself. Maar ons is vandag hier om vir jou hoop te gee. Dit wat die Here vir my gedoen het, kan die Here vir ieder en elk ook doen. Die Here het my kom gered. Die vyand stroop jou van jou drome. En baie van u sit vandag, het baie drome gehad, het baie planne gehad, maar die vyand het u kom gestroop. En die vyand plaas jou daar in 'n hoekie, en dat jy jouself bejammer, en sê maar ek kan dit nie meer doen nie, ek is opgesikkel, ek is siek, ek kan dit nie meer doen nie. Maar as jy maar weet, die Here is die pottebakker, en u is die klei. Die woord van die Here sê, as jy maar weet, wat se gedagte, ek aangaande jou koester. Jong man, jong dogter, die Here het planne met jou lewe. As jy maar stil raak en net 'n bietjie wonder, jy is nie per toeval gebore nie, jy is nie 'n mistake, want baie kere voel ons so, dat die wêreld ons so in 'n hoek druk, dat jy sê, maar Here, waarom is ek gebore? Here, is ek gebore om swaar te kry? Here, is ek gebore om deur vernederings te gaan? Here, is ek gebore om deur verwerping te gaan? Here, is ek gebore om swaar te kry? Die vraag wat ons vra, maar die woord van die Here bemoedig ons vanmôre. Die woord van die Here sê in Jesaja 1 vers 18 sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Halleluja. Al was jou sonde, halleluja, dit sal witter word soos sneeu. Halleluja. Daar is 'n tyd in jou lewe, dierbares, wat die woord van die Here sê, kom soos jy is. Die Here is die hartekenner, hy is die nieretoetser. Hy worry nie vanmôre wat jou history was nie. Baie keer as jy 'n CV gaan ingee by 'n werk, dan vra hy jou CV. Hy vra jou geskiedenis. Gaan nou by 'n myn, dan sal hy jou code of conduct vra. Die code of conduct vra of jy enige kriminele history het. En as op die code of conduct staan jy kriminele history, dan gaan hulle jou nie aanvaar nie. Ai, maar die Here, hy kyk nie op jou kriminele history. Hy kyk nie waar jy was nie. Hy kyk nie wie jy is nie. Die Here het my geaanvaar soos ek is. Die woord van die Here sê vanmôre, kom soos jy is. Al voel jy vanmôre verwerp. Want dit is wat die vyand doen. Hy plaas ons in 'n situasie wat jy verwerp voel. Wat jy voel die wêreld het my weggestoot. Ek is alleenig, ek is tog niks nie. Ek het tog te ver gedwaal. Wie sal tog nou vir my kans sien? Maar as jy maar weet wat se gedagte, ek kan gaan in jou koester, jong man, jong dogter.
kom na my toe, net soos jy is, en ek sal jou witter was as sneeu, ek sal jou nuwe skepsel maak. Die Here pleit vanmôre net vir 'n kans. Gee die Here vanmôre net 'n kans in jou lewe, en jy sal sien dat jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Baie van julle voel om ook eendag getroud te wees, maar jy voel nou jy sal dit nooit maak nie, want wie sal my vat met my verlede? As 'n tyd in my lewe wat ek ook so gevoel het, dat ek nooit sal by trou uitkom nie, want my geskiedenis is so geweldig. Wie sal dan met my belewe? Maar toe die Here, die waar is, toe die Here op my pad kom, toe verander die Here alles in my lewe. Die Here voorsien 'n vrou, die Here voorsien kinders, die Here voorsien werk, die Here voorsien baie. Die Here voorsien gesondheid. Die Here was my geskiedenis weg. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek, die Here jou God, sal jou rus gee. Baie van u is belas met hierdie wêreldse dinge. Baie van u draai swaar in hierdie wêreldse dinge. Die Here is hier vanmôre, hy wil 'n bietjie van die dinge afpak. Die Here wil 'n bietjie jou las ligter maak, want hy sê in die woord van die Here, my las is lig en my juk is sag. Ek wil afhaal my kind. Ek wil jou help vanmôre op hierdie moeilike pad. Ek wil hy laste wat jy so dra, wil ek afhaal. En ek wil dit saam met jou stap. Al het jy hofsakke vanmôre, al het jy wat se geskiedenis, die Here wil jou 'n ander mens maak. Moenie vanmôre kyk aan wat jy was nie, kyk aan wat jy kan wees. En die Here seën. Halleluja. Ons sê baie dankie. Aanbiddingspan kry ook vir ons 'n lekker lied, prys die Here.